Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Ogito Greik. Vandag is Maandag die 15de Junie 2026 en ons het 'n lekker vol program hier vir julle. Bietjie later sal ons onderhoud doen in herdenking van die skilderkunstenaar bekend as Portie. Hy is laas week op die ouderdom van 62 oorlede. Maar voor dit sal ek en Irene Marie van der Walt bietjie die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie vanmôre met julle bespreek. So bly by ons en kom ons klets lekker saam hier op Klets Kompas. Welkom terug. Dis tog so lekker om die pragtige gesiggies van Namibië te kan beloer deur die hulp van julle se leserskikkies. So stuur hulle asseblief aan deur. Maar nou Irene Marie van der Walt is met my in die ateljee. Hoe gaan dit, Irene? Dit gaan goed, ons gaan nog aan. Mooi. Ons bespreek bietjie die nuus in môre se Republikein. Ja. Een van die stories wat eintlik een van die leiberigte gaan wees, gaan oor die Angolese kinders wat Windhoek se strate so vol stap en ook dorpe in die res van die land. Jy het al teëgekom? Ek het hulle beslis al teëgekom. En ek dink dit is 'n baie meer ingewikkelde saak as wat mense wil dink. Jy weet, mense wil maklik vir hulle self sê, okay, maar deporteer hulle nou, raak net ontslaaf van hulle is nie ons verantwoordelikheid nie. Hulle moet Angola se verantwoordelikheid wees. Wat ek verstaan, daar is 'n rede hoekom ons grense opgedeel het, sodat ons die stukkies beter kan individueel beheer. Maar terselfdertyd, dit is kinders. Ons welsynsowerhede moet daar intree, voel ek, maar ons welsynsowerhede weet ons ook mos nou al wat die storie daar is. Maar dit is nie so eenvoudig soos deporteer hulle nie, want hulle het 'n reg om hier te wees as besoekers. Jy weet, ons laat besoekers van Angola toe, ek glo sonder 'n visum. Ek dink die hele SADC kan Namibië binnekom sonder 'n visum. Ons laat besoekers toe. As hulle dan nou langer bly, is dit 'n ander saak en is ander of eintlik maar dieselfde owerhede, maar is ander prosesse wat daar moet intree. Maar ons kan hulle ook nie heeltemal uithou nie. Ons kan nie ons grense heeltemal sluit vir hele Angola nie. En soos wat ons weet, is ons grens nie so standvastig soos wat ons wil hê hy moet wees nie. Ja. Daar is 'n paar gapings en openings in ons grens. Ek hoor wat jy sê en van 'n nasionale oogpunt is dit seker van toepas, maar ek sien dit meer uit 'n baie persoonlike oogpunt. Ek wil nie hê my hart moet verhard teenoor die pleit van kindertjies. Alles het wie se skuld. Hy kind staan voor my, soms bewe hulle in die koue, soms is die trane wat by die wangetjies afloop. En hulle vra $1. As ek nie dit kan gee nie, dan verloor ek ook iets van myself, tot ek by 'n punt sal kom waar ek vir niemand niks sal voel nie. Of ek is net bietjie bang daarvoor, maar ons kollegas daarvan Namibië gaan besoek aflê, gaan luister na wat hulle te sê het vir hulle self, waar hulle bly, waar hulle slaap in die aande. Een ding wat ek gehoor het in die gesprek wat die kollegas nou teruggekeer het, is dat daar waar hulle is, maak hulle ook nie vuur nie. En jy weet, die afgelope aande was daar 'n bitterkoud. Bitterkoud. Ja. Ek wonder wat se Namibië sal oorbly as ons rug draai. Ja. Dit is soos wat jy sê, dis baie maklik om
en dis wat ek nou gesê het, jy weet, dit is baie maklik om te sê Angola se probleem, nie myne nie. Maar terselfdertyd weer eens iemand moet intree vir daai kinders en duidelik doen Angola dit nie. Ek wens ons het 'n beter welsynstelsel gehad wat vir daai kinders kon intree. Want op die ou end van die dag, soos wat jy sê, dit is geen lewe nie, jy weet. En ek meen, ons praat baie, ons politikuste veral, praat baie van ons broeders en susters in die res van Afrika, maar wanneer hulle hiernatoe kom, dan hanteer hulle ons as wat? Jy weet, is hulle werklik ons broeders en susters? Want dit lyk nie vir my in hierdie stadium, as ek kyk na hoe ons welsynsowerhede net niks aan die probleem doen nie, is hulle werklik ons broeders en susters? Hanteer ons hulle as dit? Ons hoop maar vir meer insigte dan met môre se koerant, maar daar is nog ander stories ook wat kom in die koerant. Een het te doen met staatsamptenare van wie daar seker is wat blykbaar aan die einde van die maand met net $500 Namibiese huis toe gaan in ag van hulle salaris. Dit is baie interessant nie. Ja. Ek weet nie regtig wat om hiervan te maak nie, want jy het nou vir my vooraf verduidelik, dit is minder ek het 'n duur mediese fonds wat afgetrek word en meer ek gaan leen te veel. Ja, dit het te doen met skuld en klein lenings. Wat daar nou in die berig voorkom is dat staatsamptenare, hulle is die verkose kliënte vir hierdie geld leen besighede, Ja. omdat daar voorsiening gemaak word dat hy besigheid direk van die persoon se rekening uit die bank uit sy terugbetaling kan trek. Ja. En dus kwalifiseer hulle vir die lenings en einde van die maand word alles dan stuk vir stuk getrek tot daar amper niks oorbly nie. Maar dis dan 'n probleem wat homself skep in 'n manier. Jy weet dat jy gaan leen te veel een keer en nou elke maand, dan moet jy weer aan die einde van die maand maar weer leen en dan aan die einde van die maand kom haal hulle maar weer dit wat jy geleen het en hulle los jou met daai $500 en jy kan nie leef op daai $500 nie, dan moet jy maar weer teruggaan. En dan vra jy nou die vraag, is dit uitbuiting of nie? As ek sê, luister, ek kort 'n lening. Ja. Jy weet en ek maak 'n lening vir 'n groter bedrag as wat ek weet ek kan terugbetaal. Ja. Jy weet, is dit dan my skuld of hulle se? Sjoe, dis moeilik om te sê want ons weet mos nog nie wat is jou omstandighede op daai oomblik. Miskien is dit 'n situasie van desperasie. Daar is dalk groot belangrike dinge op die spel. Miskien verblyf. Ja. Miskien 'n kind se toegang by die skool. En in daai situasie sal enige iemand miskien doen iets wat nou nie slim is vir die langtermyn. En daar val jy nou in daai lokval. Goed, ons het nie veel meer tyd oor nie, maar daar was nog 'n storie op bladsy wat ons met julle wou vinnig deel. Die hoofstorie op daai blad het te doen met Rooms-Katolieke deken wie sy eie seun gedurende toes by die huis doodgeskiet het en die familie is omgekrap oor dat die kerkman stil borgtog gekry het. Hulle is nie daarvan ingelig, hulle voel, hulle is nie geken in die hele prosesie. Let wel, die beskuldige het meer as 'n jaar in aanhouding gesit voor hy borg gekry het. Maar ek dink dit is 'n stelselmatige probleem met ons regstelsel om betrokke mense op hoogte van sake te hou. Ek dink die klem lê maar op jou, jy moet jouself inlig. En dit is nie altyd maklik nie. Dit is nie altyd maklik om daai inligting te kry nie. Ja. Ja, maar goed, dis dan die tyd vir die nuus wat ons het om met julle te bespreek. Daar is natuurlik nog baie meer in môre se Republikein, so gryp 'n koppie. Tot dan, ons kom nou weer terug met 'n baie lekker onderhoud vir u. Kom, sluit weer by ons aan. Net na die, bly by ons. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country,
creativity rises from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. En dis tyd om te kyk na die weer. Bibber het weer môre so koud soos vanoggend. Ons verwag dan vir Dinsdag, die 16de Junie 2026, dat Katima Mulilo heel sonskyn sal wees vanaf 11 grade tot op 29 verwag in ag van die temperatuur. Rundu verwag ons 11 tot 29 ook sonskyn en Hana gedeeltelik bewolk van 11 tot 29. Oshakati gedeeltelik bewolk vanaf 14 tot 26. Ruakana sonskyn van 12 tot 28 grade verwag. Tsumeb vanaf 13 tot op 27 grade verwag, sonskyn Alipad. Otjiwarongo ook sonskyn vanaf 9 tot op 24 grade verwag, Omaruru vanaf 7 tot op 22 grade. Windhoek in die hoofstad sal die son skyn vanaf 8 grade verwag tot op 21 en Gobabis vanaf 10 grade tot op 25 verwag. Vanmôre sonskyn Alipad daar. Henties Bay verwag ons gedeeltelik bewolk vanaf 12 tot op 15 grade, Swakopmund sonskyn vanaf 12 tot op 15 grade. Walvis Bay vanaf 11 tot op 16 grade sonskyn daar. Rehoboth in die binneland vanaf 8 tot op 22 grade verwag, sonskyn ook op Parintal vanaf 11 tot op 26 grade verwag. Keetmanshoop verwag ons vanaf 11 tot op 22 grade gedeeltelik bewolk daar. Ook op Arnos gedeeltelik bewolk vanaf 13 tot op 26 grade. Loedrits vanaf 10 tot op 15 grade ook gedeeltelik bewolk en so op Arjansvlei waar die temperatuur tussen 12 en 22 grade sal wissel. Op Ranjemund verwag ons môre reën en die temperatuur sal tussen 11 grade en 19 grade wissel. Dis dan vir môre. Welkom terug. Nou het ons vir julle 'n wonderlike terugblik op 'n pragtige maar verlate siel. Die inleiding is so mooi geskryf, ek lees dit sommer vir julle. Met sy kenmerkende en kleurryke styl het die Suid-Afrikaanse skilderkunstenaar Jan Hendrik Viljoen, bekend as Portie, vinnig plaaslike en internasionale roem verower. Hy is verlede week in die ouderdom van 62 op Stellenbosch oorlede. Ons kyk vandag terug na 'n onderhoud wat ons op 7 Mei 2024 met hom gedoen het toe hy besoek aan Windhoek afgelê het om sy autobiografie van tweeling tot Trafalgar Square hier bekend te kom stel. Geniet dit. Die Suid-Afrikaanse skilderkunstenaar Portie het reeds van tweeling tot by Trafalgar Square en nou tot hier in Windhoek by ons gereis, maar hy verduidelik Windhoek is nie vir hom so volksvreemd soos wat jy sou dink nie. Portie, saam met ons in die ateljee gaan dit. Dis wonderlik om hier te wees. Baie dankie vir die uitnodiging. Het gaan goed met my. Ek is so opgewonde om hier in Windhoek te wees. Ek is mal oor Namibië en sy mense. Ek kom jaarliks hier na toe. En so dis my groot voorreg dat ek ook my nuwe boekie kan kom bekendstel, want ek het verskriklik baie volgelinge hier in Namibië en dis lekker om my verhaal met hulle te kom deel. So gepraat van Namibië en sy mense. Mense was nog altyd vir jou belangrik in jou Baie lewe belangrik. Van kleins af het ek die gevoel gehad daar is klomp wonderlike mense op my pad geplaas om my weg 'n bietjie sagter te maak. En nou, ek het nou laas jaar 60 geword en besluit om die boek te skryf. Nou kan ek eintlik mooi kyk, klomp rigtingwysers op my pad geplaas
om my soms 'n bietjie my rigting te verander. En dit is wonderlik dat ek dit nou eintlik mooi kan raak sien, toe ek nou alles begin in perspektief plaas met die boek en soort van die hele storielyn te vertel, was dit baie lekker om dit alles soort van weer opnuut te beleef en vars te ervaar. En ek het van kleins af van mense gehou. Ek het met baie mense in die huis groot geword. Ons het lang tafels wat ons baie kos gemaak het. En so my huis in Stellenbosch is ook groot met klomp lang tafels en ons kuier en mense besoek my en so mense is my ontsettend belangrik in my lewe. Ek hou van stories en van verhale en dit maak jou lewe ryk en kleur dit in, so dis baie spesiaal. So gepraat van kleur, jy's bekend vir die kleur in jou kunswerke. So ek meen dis een van daai dinge wat mense sê, jy weet, jy kan 'n potjie van 'n myl ver sien. Jy kan sien dis potjie wat dit geskilder het vir daai kleurkombinasies wat jy gebruik. Maar dink jy in die era van minimalisme waardeer ons nie kleur soos wat ons moet nie? Ek dink daar's altyd 'n segment van die bevolking wat meer vrolik is en wat meer smag na 'n bietjie kleur in 'n lewe. So ek dink nie hulle gaan ooit verdwyn nie. Jy weet, hoe meer vaal dit raak in die omgewing en swart en wit, hoe meer staan daai mense op en sê maar ek kan nie so leef nie. Jy weet, my hele samestelling is om 'n bietjie meer kleur te hê, om 'n bietjie meer warmte te hê rondom my. En so ek het al vir my niggie gesê, ek wens ek kan so minimalisties leef met so min goed rondom my. Toe sê sy, vergeet dit, ons hou van goed. En jy weet, die mense dink baie keer my skildery is suksesvol omdat dit kleurvol is, maar dit is eintlik nie die verhaal nie. Dit is eintlik oor die balans van kleure, hoeveel geel saam met hoeveel blou gaan en hoeveel rooi saam met hoeveel pers gaan en al daai goeders. En dit is goeders wat ek opgetel het in my lewe as kind in 'n groentewinkel. Ons het met groente geboer en ons het in 'n groentewinkel 'n kafee gehad. So en ek het daai uitpak van dit hanteer en dat fyn wetenskap van dit soort van bestudeer hoe om die verskillende kleure van die verskillende groentes en vrugte langs mekaar te sit. En agtergekom as jy beet en wortels langs mekaar pak, dan sak die hoope baie vinniger. En toe het ek begin om te eksperimenteer daarmee en dan langs die wortels kom die aubergines en dan kom die piesangs, dan kom die slaai en so al die verskillende kleurkombinasies. En dit het my iets geleer van om verhoudings reg te kry. En my ma het 'n vreeslike goeie oog gehad ook vir verhoudings. Sy kon klere maak sonder 'n patroon. So sy kon iets knip en dit word perfek uitgewerk, jy weet. So ek dink is maar 'n kombinasie van 'n klomp faktore in jou lewe wat vir jou toerus met met gereedskap om jou lewe verder mooi uit te leef. So die naam van jou autobiografie wat jy bekend gestel het in Windhoek, van Tweeling tot Trafalgar Square. Maak verwysing na die dorpie Tweeling waar jy vandaan kom. Die dorpie wat ek groot geword is 'n piepklein Vrystaatse dorpie, daar in die hart van die Riemland in die Vrystaat. En dan loop dit dwars deur totdat ek my groot Londen uitstallings gehou het, reusagtige uitstallings daar in die hart van Londen by Trafalgar Square in Pall Mall Straat wat ontsettend suksesvol was en mense het van oor die wêreld af soontoe gekom om die uitstallings te kom sien en so dit het my absoluut in my hoof het ek begin besef dat mense stap in by my en hulle koop goed sonder dat hulle weet wie's ek. Hulle koop goed suiwer omdat hulle daarvan hou en dit vir hulle mooi is en dit was 'n baie wonderlike ervaring om te kry dat mense so baie van jou werk hou wat jy gemaak het dat hulle eenvoudig hulle kaarte uithaal en dit swipe en dan versend ons dit wêreldwyd. En as jy eers by daardie punt kom, dan besef jy of iemand van jou werk hou of nie van jou werk hou, dit maak nie vir jouself nie, daar's genoeg mense wat wel daarvan hou en jy kan maar net doen wat jy verlus is en wat jy van hou en dan sit jy dit uit op die muur en dan kyk jy wat gebeur daarmee en wie hou van wat. So dis 'n wonderlike proses. So in die beginjare is dit baie meer amper vreesaanjaend want jy's bang vir verwerping en jy weet niemand gaan van jou goed hou nie en dit maar nou ek het al oor die 20,000 oorspronklike werke verkoop en meer as 1 miljoen afdrukke verkoop. So ek besef wêreldwyd is daar tog 'n paar mense wat wel van my goed hou en ja, dit is baie lekker. Nou maak ek eenvoudig, ek raak nou al hoe willer en doen net meer interessante goed die hele tyd. En ek het in die laaste jare baie meer produkte begin maak
van my skillerye om werk te skep vir mense. Jy weet, alles het 'n bietjie arbeid betrokke. So ons maak hoop interessante goed, weet soos winkelsakke vir inkopies en koelsakke en wynsakke en plekmaatjies op die tafel en voorskote en skinkborde en bekers en enigiets wat mens kan gebruik. En by 'n groot uitstalling is dit wonderlik as mense dan kom en hulle stap deur die uitstalling en hulle hou daarvan en hulle kan wel tog ietsie koop, al is dit vir iets vir R50 of R100 en dit mee uitstap. En as hulle dan buite kom, dan vra iemand hoe was dit? Nee, dit was wonderlik. En weet jy, ek kon selfs iets koop. Kyk hierdie mooi item wat ek vir myself gekoop het, of ek kan dit vir 'n geskenk gee of dit of dat. So dit gee 'n blye gevoel in mense. En ja, dit is tog lekker om te ervaar. En dink jy kyk nadat jy nou hierdie autobiografie geskryf het en dit nou bekend gestel het, dink jy kyk nou anders na daai seentjie in die groentewinkel wat sekere dinge bymekaar gesit het? Ek begin nou al hoe meer die waarde van al daai jare se harde werk besef. Kyk, toe as ek 'n kind was, ons het so hard gewerk, jy het eintlik nie tyd gehad om te dink oor goed nie, jy het net dit gedoen. En soms was dit moeilik op jou hele soort van siege, want jy het nie baie speeltyd gehad nie, dit was net werk. Maar nou dat ek ouer is, het ek dinge baie ander perspektief opgeplaas in myself en besef, dit was ook nie maklik vir my ouers op 'n klein dorpie om te oorleef nie, en deur die feit dat ons kon meewerk en in die aande vir die televisie kon pakkies maak vir die volgende dag se verkoop in die winkel, al daai goed het tog 'n bydrae gemaak dat ons kon voortleef en dat ons kon bestaan. So goeders maak nou vir my baie meer sin, en dit het vir my baie waardevolle lewenslesse geleer, wat ek tot vandag toe kan toepas, en die mensekennis, en dit alles dink ek is die belangrikste. Jy weet, jy sien as 'n persoon instap by jou deur, by jou winkel, dan som jy hom op, en jy dink onmiddellik, maar die persoon lyk of hulle 'n bietjie aandag nodig het, of net 'n bietjie bemoediging nodig het, en dan deur klein opmerkings kan jy daai persoon se dag oplig, met net 'n mooi opmerking, dis 'n mooi rok wat jy aan het, of dis my oorbelletjies, of jy weet, ja, ek's mal oor daai skoene wat jy aan het, iets kleins, en dit help dat mense onmiddellik in 'n ander sfeer is, en dan is hulle soort van probleme 'n bietjie verder weg van hulle af, en dan begin hulle dink maar, dit is nogal 'n lekker ervaring in hierdie winkel wat ek nou instap. Mense let eintlik op en hulle gee om, en so al sulke klein goedjies stel jy op, en dit is maar deur tyd wat mense dit leer en toepas, en ja, dit help in mense lewe vorentoe. Ja. En dan weer terug by hierdie kenmerkende Potchefstroom-styl. Na al hierdie jare, na al hierdie kunswerke, al hierdie afdrukke wat gemaak is, het jy ooit vrees dat mense gaan moeg raak vir Nee, glad nie, want ek doen heeltyd nuwe werk by, so met groot uitstallings soos verlede jaar se 60ste verjaarsdag uitstalling in Stellenbosch se Stadsaal, het ek gewerk met 'n derde ouer tipe werke, 'n derde nuwe werke en 'n derde eksperimentele werke. So heeltyd plaas ek nuwe soort van indrukke op nuwe goed, en neem ek my mark vorentoe, en ek kry nuwe kopers by, en ek gooi nie my ou kopers en my ou kliënte weg nie, want baie van die mense wat hulle werk sien, hou eintlik nog van dit, en hulle wil ook graag so iets hê. So jy brei eintlik net jou mark uit heeltyd met nuwe goed wat jy bysit. En so ek werk vars, jy weet, ek werk met eenvoudige goed in die lewe, maar wat ek op 'n vars manier uitbeeld. En meeste van my skilderye en beelde het verhale agter en stories agter. So dit is iets wat vir mense veilig laat voel, en dit voel lekker vir hulle om dit in hulle huise te hê en daaroor te praat, en ja, kinders word met dit groot, en hulle wil graag dit erf by die ouers, want dit is deel van hulle heritage, dit is deel van hulle grootword proses. So mense moet dit nooit onderskat, die invloed wat die goed op jou mure in jou huis het, op jou kinders het nie, en hoe veilig en tuis dit hulle laat voel nie. So ek dink ons is almal 'n bietjie sentimenteel, en daai goed van jou ma's en jou oumas en oupas, dit laat jou veilig en geborge voel. En
mense wat niks het om te wys nie. Ek weet nie wat deel hulle met die kinders ook altyd nie, jy weet. So mense is so verskillend en dit is ook goed. Ek hou ook nie van alles wat ek sien nie, maar dis tog lekker dat mense verskillende smake het, maar vir my as 'n kunstenaar is dit net belangrik om te skep. En ek hou net aan skep. Andy Warhol was 'n baie bekende Amerikaanse skilder geweest. En hy het 'n ontsettende mooi gesegde gehad. Hy sê, "You just make art. Let other people decide if it's good or bad art. While they are deciding, you just make more art." En so ek het daai beginsel toegepas in my lewe en ek hou net aan skep, of ek juweliersware is, of skilderye, of beelde, of objekte. Ek gaan net aan en doen heeltyd nuwe vars goed en ek hou my brein besig en in die proses stel jy jouself bloot aan ander mense, soms vir kritiek, soms vir lofbetuiging, maar dit maak nie saak nie. Almal het 'n reg op 'n goeie opinie en dit is ook jou reg net om te ignoreer of te neem wat jy wil neem. Ja, daar is dit en daar het julle dit. So kom ons amper by die einde van nog 'n uitsending van Klets Kompas. Met daai totsiens aan Porkie Viljoen. Wil ons ook net sê baie dankie aan hom vir al die mooi wat hy met ons gedeel het. En hier uit die ateljee sê ek Ogito Greik en tegniese beampte Soraya Mentor vir julle ook baie dankie dat julle by ons aangesluit het en ons sien uit na die volgende keer. Intussen tyd wens ons julle alle voorspoed vir die week wat nou afgeskop het en tot ons julle weer hier sien, tot ons weer met mekaar kom om lekker saam te kom klets hier op Klets Kompas. Totsiens.